Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is 'n liefde wat stilweg dieper word en hierdie is die 5de episode in die tema van die kriewelrige kerk. Jy ken daardie vreemde stilte wat oor jou kom wanneer die opgewondenheid stilweg begin kwyn. Nie iets wat wegraak nie, maar iets wat aan jou begin krap om oor te beweeg na die volgende vlak. Amper soos 'n leë bladsy wat jou dwing om eerlik te wees oor wat oorbly wanneer die opgewondenheid nie meer daar is nie. Dis hier waar baie mense dink hulle het teruggeval, terwyl dit eintlik net die geraas is wat minder geword het en wat hulle verhinder het om te sien wat werklike groei beteken. Want geloof word nie gevorm in die oomblikke wat jou oorweldig nie, maar in die plekke wat na daardie gevoel oorbly. Die plek waar jy nie meer gedryf word deur die eerste vuurwerke nie, maar deur 'n liefde wat nie jou poging soek nie, maar eerder net die waarheid. Met vandag se oordeenking stap ons in daardie plekke in. Die plek waar jou geloof ophou skitter en begin standvastig word. Die sleutelvers vir vandag kom uit Kolossense 2 vers 6 tot 7. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Die oordeenking vir vandag, wanneer liefde volwasse word. Daar is 'n liefde wat begin soos 'n ontploffing, helder, duidelik en asemrowend. Maar daardie is ook 'n liefde wat nie luidrugtig is nie, wat nie vuurwerke skiet nie, wat nie jou hart laat klop soos die eerste keer nie. Dit is die liefde wat blywend is. In sy boek Mere Christianity noem C.S. Lewis dit die liefde wat nie op gevoel rus nie, maar op wil, op gewoonte en op genade. Die liefde wat 'n lewe kan onderhou. Die liefde wat nie verdwyn wanneer die euforie wegraak nie. Die liefde wat jou anker wanneer jou hart nie meer sing nie. Ons geestelike lewe werk dieselfde. Die eerste ontmoeting met Christus is gewoonlik vol vuurwerke, 'n heilige ontmoeting wat jou asem wegslaan, 'n oorweldigende gevoel van ek het hom gevind. Maar God het nooit bedoel dat daardie gevoel die engine van jou geloof moet wees nie. Die vuurwerke begin die reis, maar dit is nie die reis self nie. Die liefde wat jou onderhou is die liefde wat jy kies in jou gebede, jou gehoorsaamheid, jou gewoontes en jou volharding. Dit is die liefde wat groei wanneer die gevoel stil raak. Gevoelens is goed en dis mooi, maar dit is nie betroubaar nie. Dit kom soos branders en verdwyn soos mis. As jy jou geloof bou op die intensiteit van jou emosies, sal jy altyd voel asof jy terugval. Jy sal dink jy het iets verloor, maar jy het nie. Jy is besig om te groei. Die doel van die Christelike lewe is nie om die eerste gevoel te herwin nie. Dit is om 'n liefde te vorm wat die toets van tyd deurstaan. 'n Liefde wat nie kom en gaan nie, maar 'n liefde wat volhoubaar is. Die Chinese gelowiges wat die evangelie vir die eerste keer hoor, reageer met vuurwerke van iets nuut wat hulle gehoor het. Dit is 'n melk vir babas. En dit is goed. Daar is niks fout daarmee nie. Maar as hulle nooit verder gevoed word nie, sal hulle eindig waar die westerse wêreld vandag is. Verveeld, onrustig en op soek na iets meer. Nie omdat hulle koud geword het, maar omdat hulle nooit vaste kos gekry het. Groei is nie opsioneel nie. Groei is die enigste manier om aan die gang te bly. Lewis waarsku ons. Hy sê, as jy probeer om aan die eerste gevoel vas te klou, word daardie gevoel al hoe swakker. Maar as jy dit laat gaan en vorentoe beweeg, ontdek jy 'n wêreld vol nuwe vreugdes. Die vreugde van volwassenheid, die vreugde van insig, die vreugde van 'n liefde wat nie afhanklik is van adrenalien nie. Dit is beter om te leer swem as om vir altyd in die vlak water soos 'n kind te probeer rondspartel. Die evangelie is nie die eindpunt nie. Dit is die deur, die begin, die fondament waarop 'n liefdeslewe gebou word. Wanneer jy ophou om die eerste gevoel na te jaag en begin leef in die volheid van 'n volwasse liefde, ontdek jy dat die pad met God nie vervelig is nie. Dit is opwindend, dit is ryk, dit is lewendig, maar dit begin by 'n eenvoudige besluit om die melk te los en iets dieper na te streef.
te streef na groei, te streef na die liefde wat blywend is. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Hou op wag vir die oomblik wat jou terugneem na waar jy begin het in jou geloofsreis. Daardie gevoel gaan nie terugkom nie, en dit hoef ook nie. Die Here gaan homself nie herhaal nie, en dis ons wat die herhaling najaag. Die Here wil hê jy moet vooruit beweeg en in jou liefde verdiep. Wat hy in jou begin het, moet vorentoe beweeg, nie in sirkels nie. Begin leef soos iemand wat nie meer op die eerste gevoel staat maak nie. Maak jou geloof konkreet. Doen die volgende regte ding, al voel dit klein. Sit jou voete neer op die grond van gehoorsaamheid. Laat jou liefde vir Christus sigbaar word in jou daaglikse ritmes, nie jou nostalgie nie. Groei gebeur nie in die terugkyk nie, dit gebeur in die volgende stap. En as jy vorentoe beweeg, sal jy ontdek dat God jou nie roep na 'n herhaling van die begin nie, maar na 'n lewe wat sterker is as enige gevoel wat jy ooit gehad het. Die pad vorentoe is die plek waar jou liefde werklik vorm kry. Moenie jouself terughou nie, moenie terugblaai nie. Die Here wag nie by die begin nie, hy wag by die volgende stap. Kom ons bid saam. Vader God, laat dit wat in my oorbly wanneer daardie eerste liefde stil raak, die deel wees wat U in my vorm. Breek die dele in my wat nog wag vir 'n emosie om my te dra, en leer my om U te volg met 'n wil wat nie stil staan nie. Ek gee vir U die plekke waar ek nog vasklou aan die begin van my verhouding met U, en ek vra dat U my van dit sal losmaak, sodat ek vorentoe kan beweeg. Leer my om U te vind in die gewone ritmes, nie in die opwinding van nuutheid nie, maar in die volharding van 'n hart wat U kies. Vorm 'n praktiese liefde in my, 'n liefde wat sigbaar is, 'n liefde wat werklik is, in my woorde, my gewoontes en in my gehoorsaamheid. Laat my nie terughardloop na die eerste oomblik nie. Laat my eerder groei in die pad wat U voor my oopmaak. En wanneer ek voel asof ek niks kan voel nie, herinner my dat U nie verdwyn het nie. U is besig om my liefde te verdiep. Vorm my liefde tot iets wat iemand kan dra, iets wat volhoubaar is, iets wat nie afhanklik is van my emosies nie. Neem my verder as melk, neem my verder as euforie, neem my na die plek waar my lewe U eer, selfs wanneer my hart stil is. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Daar is 'n manier waarop God jou lei wat nie afhanklik is van hoe jy voel nie. Hierdie stem praat nie in die taal van opgewondenheid nie, maar in die taal van rigting. Wanneer die eerste vuurwerke stil raak, bly hierdie fluistering oor. Nie dramaties nie, maar duidelik genoeg om jou te vorm. Dit is die soort leiding wat jou nie terugneem na die begin nie, maar jou voete leer om die pad te vertrou, selfs wanneer jou hart nie meer brand nie. Hierdie teks plaas jou geloof in die ruimte waar volwassenheid begin. Nie by die gevoel nie, maar by die stem wat jou vorentoe roep. Die volgende vers kom uit Romeine 12 vers 11. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Hier word die vuur nie as 'n emosionele hoogtepunt beskryf nie, maar as 'n ingesteldheid wat jy dra, selfs wanneer jou gevoelens nie saamwerk nie. Dit is 'n vuur wat nie geblus kan word nie, maar vir altyd brand. 'n Vuur wat nie luidrugtig is nie, maar volhoubaar is. Hierdie vers plaas jou geloof in die kategorie van dinge wat jy uitleef, nie voel nie. 'n Ywer wat nie afhanklik is van die eerste oomblikke nie, maar van die keuse om aan te hou dien. Dit is die soort geestelike volwassenheid wat hierdie oordeenking oproep. 'n Liefde wat nie wag vir 'n gevoel om aan die gang te kom nie, maar liefde wat self opstaan en vorentoe beweeg. En dan die laaste vers kom uit Kolossense 1 vers 11. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.
Hier word volharding nie as 'n vervelige plig beskryf nie, maar as iets wat deur God se eie krag in jou gevorm word. Dit is nie die soort blydskap wat jou oorweldig nie, maar die soort wat jou dra. Hierdie teks plaas jou geloof in 'n wêreld van mense wat nie terughunker na die eerste gevoel nie, maar ontdek dat God jou sterk maak vir die lang pad. Die pad waar liefde nie net begin nie, maar aanhou. Dit is die soort blydskap wat nie skielik is nie, maar volwasse. Nie luidrugtig nie, maar diep. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.